Goeiemôre en baie welkom by nog 'n digitale diens van Mosselbaai Moedergemeente. Wat 'n voorreg. Vandag het die Here dit op my hart gelê om met jou te praat oor die groot visvangs in Johannes 21 vers 1 tot 14. Kom ek lees vir jou die gedeelte. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam met hom. Simon Petrus sê toe vir hulle: "Ek gaan visvang." "Ons gaan ook saam met jou," sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat hy is nie. Jesus vra toe vir hulle: "Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie?" "Nee," antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry." Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: "Dit is die Here." Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelei was kaal, en hy het in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: "Bring van die vis wat julle nou net gevang het." Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die nette nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: "Kom eet." Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra: "Wie is u nie?" Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Wat 'n merkwaardige verhaal. Ek sien jy het sekerlik gesien dat dit Jesus is wat na sy opstanding hierso aan die disippels verskyn. Dis een van vele kere wat hy aan die disippels verskyn het. Ek dink nou aan Maria wat hy in die tuin aan verskyn het, toe sy gedink dis 'n tuinier, en toe Jesus op die Emmauspad was, en hier, en 'n ander keer wat hy sy disippels in die boventrek verskyn het. Maar ek wil net vinnig net so klein bietjie aandag gee aan die disippels wat daar was. Die eerste een is Petrus, wat Jesus 3 maal verloon het. En toe, net na hierdie gebeurtenis, het Jesus vir hom gevra: "Petrus, het jy my regtig lief?" En toe hy 3 keer sê ja, toe sê hy: "Laat my lammers wei." En so het Jesus vir Petrus weer heringestel vir sy bediening. Dan was daar ook Thomas was die een wat getwyfel het, wat gevra het: "Kan hy sy vingers in die wonde insteek?" En nou sien hy ook vir Jesus hier. En dan is daar die Nathanael, die een waarvan daar gepraat word dat hy 'n Israeliet sonder bedrog was. En dan is daar ook Johannes, die disipel van die geliefde disipel van Jesus, die disipel van liefde. En hy was die een wat Jesus hier herken het. En dan was daar nog 2 ander waarvan daar gepraat word, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander. So daar was altesaam 7 disippels hierso. Nou die onbekende disipel wat hier is dit nie miskien ek en jy nie? Is dit nie miskien bedoel dat dit ek en jy moet wees wat ons in daai prentjie moet indink van Jesus wat aan ons verskyn en wat ons versorg nie? Ek is nie so oortuig daarvan nie, maar ek hou van die idee dat ek ook daarbey ingesluit word. So hulle gaan vang vis, want dis wat hulle doen. Hulle is vissermanne. Petrus het gesê: "Kom ons gaan vang vis." En toe sê die ander: "Ons kom saam." Hulle het seker vir mekaar gesê: "Ons is nou moeg," en die mekaar: "Ons gaan terug na wat ons ken." Jesus is dood, so dit gaan nie uitwerk nie. Doen ons nie ook partymal maar net so nie?
Ons is nie altyd ver van Jesus af noodwendig nie. Maar ons gaan terug na dit wat ons ken. Want dit is net makliker. Om Jesus te volg is moeite. Dit vat effort. Kyk die aanhaling van Philip Yancey uit sy boek The Jesus I Never Knew. Hy sê, moreover, Easter means he must be loose out there somewhere. Like the disciples, I never know where Jesus might turn up, how he might speak to me, what he might ask of me. Ek hou van hierdie aanhaling van Philip Yancey, want hierso gaan die disippels met hulle alledaagse werk aan, hulle gaan vang vis, en die volgende oomblik verskyn Jesus aan hulle, en hulle weet nie dis hy nie, hulle herken hom nie. Soos een van hulle visvangvriende skryf, hulle het julle niks gevang nie, en hulle sê nee, en hy sê, toe probeer hy net aan die ander kant uitgooi, en hulle doen dit, en toe het hulle hom herken. Hoeveel keer het ek en jy al vir Jesus op die vreemdste plekke ontmoet, en daarso, a God moment beleef, soos wat die disippels nou hier beleef het, miskien is dit so, dat ek deel is van daai prentjie, daar by die see van Tiberias. Waar is Jesus? As ek vir die kindertjies vra, dan sê hulle vir my, Jesus is daar bo in die hemel. Dan sê ek vir nee, julle moet nie so sê nie, Jesus is nie daar bo in die hemel nie, hy is hier by ons. Hy is in ons lewe, ons liggaam is 'n tempel van sy gees. Jesus is nader aan ons as die klere aan ons lyf. Jesus beweeg tussen ons. Miskien is hy die vreemdeling op die strand. Miskien is hy die vreemdeling wat saam met jou stap, soos die Emmausgangers. Of miskien die tuinier, soos vir Maria Magdalena. Waar is Jesus? Ek onthou jare terug was ek 'n leier by 'n skoolverwisselingskamp, 'n graad 7 kamp. Het ons het 'n 5 kamp genoem. En dan het ons gesing, eers beestelike liedjies, My Bonnie Lies Over the Ocean en Don't Cry For Me Argentina en al daai goed. En dan het ons later gesing geestelike liedjies. Want hulle het gesê daar's 'n verskil. Maar weet jy, daar is nie 'n verskil nie. Alles is geestelik. God is in alles. Gaan dink 'n bietjie oor die volgende. As ons sê God is in alles, is dit waar? Is God in die oorlog? Is God in die kroeg? Is God in die casino? Is God in my huis? Is God in die kerk? Is God in geboorte? Is God in dood? Is God in siekte? Is God in kanker? Dink daaroor. Hoor mooi wat ek sê nie God veroorsaak dit, of God doen dit, of God kondoneer dit nie. Ek vra, is God daar? So die opstanding van Jesus beteken nie dat ons ontsnap van hierdie wêreld nie. Dit beteken juis dat ons meer in hierdie wêreld moet wees en dat ons Jesus in hierdie wêreld moet soek. 'n hele paar jaar terug het ek 'n boek gelees van Rob Bell. En hier is 'n aanhaling uit sy boek. Hy sê, I think if you had asked Jesus about his spiritual life, he would have looked at you very confused. My guess is he would have asked, what do you mean by my spiritual life? Do you mean my life? All of my life is spiritual. Alles is geestelik. Daar is nie dinge soos geestelike goed en nie geestelike goed nie. Hierso is die disippels in hulle alledaagse lewe doen wat hulle elke dag doen, en Jesus doen 'n vreeslike alledaagse ding. Hy steek 'n vuurtjie aan en hy braai vir hulle 'n stukkie vis. Hy gee vir hulle ontbyt. So rukkie terug het ek gepreek daaroor dat ons saam met Jesus moet leef soos opgestane mense. Dat ons moet leef soos mense wat van die dood af oorgegaan het na die lewe toe. Mense praat baie keer met my oor die geestelike realm, en dit is so, daar is so iets, maar ons moet besop dat ons nie met ons kop so in die wolke leef, dat ons vergeet van waar ons nou is nie. Some people are so heavenly minded that they are of no earthly good, sê die spreekwoord. Ons moet nou hier leef. Kyk wat sê N.T. Wright. Hy sê, the message of the resurrection is that this world matters. That the injustices and pains of this present world must now be addressed with the news that healing, justice and love have won. Dan sê hy verder, heaven is important, but it's not the end of the world. So in hierdie gedeelte
Johannes 21, lees ons in vers 4, toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie eens gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hierdie is baie belangrik. Hulle het nie geweet wie hy is nie. Hy was die vreemdeling. Hy was soos een van hulle visvangbuddies wat vir hulle gevra het julle iets gevang? Hoe verskyn Jesus na sy opstanding aan ons? In die vreemdeling, in ons visvangbuddy. My vriend, saam met wie ek baie fietsry, het eendag fietsgery saam met iemand anders en die persoon het 'n geestelike gesprek met hom gevoer en toe sê hy vir hom, hy wil vir hom bid. En toe sê hy, ja, bid asseblief vir my. Toe stop hulle daar langs die pad en die ou bid vir hom en my vriend het gesê hoe baie dit vir hom beteken het. Weet jy, dit was Jesus wat saam met hom fiets gery het, wat daar aan hom verskyn het langs die pad, die opgestane Jesus wat saam met hom gebid het. Ek was die naweek in Kanhaven, ek het 'n huweliksverrykingsnaweek daar vir die jong mense aangebied en weet jy waar het ek Jesus geweldig beleef? In die 50 mm reën wat geval het en almal wat die hele tyd na my toe gekom het en alle eer aan die Here gegee het en gesê, dankie Here vir die reën wat val. Hierdie vreemdeling staan op die strand en sê vir hulle dat hulle net aan die regterkant moet uitgooi. Dit maak nie eintlik sin nie, dis net 'n paar meter verder. Hoekom sal daar nou meer visse wees? Ag, uit moedeloosheid het hulle dit seker maar gedoen, want onthou, daardie stadium het hulle nog nie geweet dat dit Jesus is nie. Hulle het eers besef dis Jesus toe die net aan die ander kant uitgegooi is en hulle vang die 153 visse. Toe besef hulle eers dis Jesus. Gee Jesus aan ons 'n opdrag. En ons weet nie, dis hy nie. Vers 7, toe die disipel vir Jesus baie lief was, dis Johannes. Hy sê toe vir Petrus, dit is die Here. Johannes herken dadelik vir Jesus na die visvangs, na die wonderwerk. Partykeer doen ons goed omdat ons goed moet doen en dan weet ons nie dis die Here nie. Ons besef nie dat dit hy is wat dit vir ons sê nie, maar ons doen dit. En as ons dit gedoen het, dan besef ons dis die Here. Soos ek kry hierdie hinkering om hospitaal toe te gaan en as ek daar langs die hospitaalbed sit, dan besef ek hierso het die Here nou aan my verskyn. En toe maak Jesus vir hulle ontbyt. Hy sorg vir hulle. Hy wys vir hulle dat hy by hulle is. Hy ete is gemeenskap. Hy sê vir hulle, ek is hier, ek is in 'n verhouding met julle, soos ons hier by die kerk. En toe stuur hy hulle uit. Hy sorg eers vir hulle. En toe stuur hy hulle uit. Hy het hulle van tevore geroep. In Markus 1 vers 17 tot 18. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my. En ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle net gelos en hom gevolg. So hy het vir hulle gesê, hy gaan vir hulle vissers van mense maak. En nou vang hulle hierdie 153 visse. En nou sê hy vir hulle, nou is julle die vissermanne. Wat is die betekenis van die 153 visse? Getalle is altyd belangrik in die Bybel. As daar getalle in die Bybel is, dan moet jy weet, daar is een of ander betekenis daagter. En dit kan verskeie goed beteken. Een kan wees dat dit 'n ooggetuie gebeurtenis is, met ander woorde, dit het regtig gebeur, dit regtig die visse getel. Die Jode in daai tyd het geglo dat al die spesies vis wat daar is 153. En ek wil graag op daai deel ingaan. Want ek dink dis asof Jesus vir hulle wou sê, gaan na al die nasies toe, al die visse, al die spesies, al die kulture, al die mense, gaan na hulle toe en gaan verkondig my woord aan hulle. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie, in vers 12. Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, net so ook die vis. Hoekom? Hoekom het hulle nie vir hom gevra, wie is u nie? Hoekom het hulle net stil gebly? Dit gaan daaroor, dink ek, dat daar absolute verwondering en respek was. Net soos Petrus wat sy boekleed aangetrek het, absolute verwondering en respek. Dit wys dat Jesus nog dieselfde is, hy is dieselfde Jesus, maar hy is anders, hy is geestelik, hy is verheerlik. Ons het respek vir hom. As dit by die dinge van Jesus kom, dan is dit spesiaal, dan is dit heilig, dan is daar verwondering, dan raak dit jou werklik diep. Kyk bietjie na die volgorde hier. Jesus moes eintlik met hulle geraas het omdat hulle gaan visvang het, want hy het vir hulle gesê hulle moet wag.
Maar hulle wag nie. Hulle gaan terug na hulle ou werk toe, maar toe verskyn Jesus in hulle. En toe voed en versorg hy hulle. En toe gee vir hulle die opdrag. Hy sê eers, hier is ek is in 'n verhouding met julle, ek eet saam met julle, ek versorg vir julle, en toe stuur hy hulle in die wêreld, en dis hoe Jesus met ons ook maak. Hy verskyn aan ons, hy versorg ons, hy gee vir ons sy gemeenskap, sy liefde, en dan stuur hy ons uit in hierdie wêreld, en hy het ons lankal uitgestuur, net soos wat die disippels ook lankal, toe hy vir hulle gesê het, ek maak julle vissers van die mense, so maak Jesus ons ook vissers van mense. Die opgestane Here staan op die strand, hy maak 'n vuur, hy help hulle om 'n oorvloed vis te vang, vermoë, moedelose, deur mekaar mense, en dan stuur hy hulle uit. Dis wie Jesus is. Jesus is nader as wat jy dink, meer eenvoudig as wat jy verwag, en wil